Hallo daar, vandag het ek vir julle 'n heeltemal ongelooflike storie uit die Bybel. Dis 'n storie oor Jesus en 'n man wat vir sy hele lewe lank nog nooit iets kon sien nie. Kom ons spring in en hoor hoe hy op 'n baie spesiale manier gehelp is. Goed, kom ons begin sommer dadelik met 'n regte groot vraag. Het jy al ooit by jouself gedink, hoekom gebeur slegte dinge? Hoekom word mense siek? Of, wie weet, hoekom kry hulle soms seer? Wel, dis presies die vraag waarmee ons storie vandag afskop. So in ons storie ontmoet ons 'n man wat van die dag dat hy gebore is, nog nooit kon sien nie. Kan jy jou dit indink? Hy was heeltemal blind gebore. En toe Jesus se vriende, die disippels hom sien, toe het hulle presies daai selfde groot vraag gehad wat ons ook soms het. Hulle draai toe na Jesus en vra reguit, wie se skuld is dit? Wie het iets verkeerds gedoen dat hierdie man blind is? Was dit hy self of was dit dalk sy ouers? Jy sien, hulle het gedink iemand moet mos die skuld kry. So ja, vir die disippels was daar eintlik net twee opsies. In hulle koppe het dit so gewerk. As iets slegs met jou gebeur, is dit seker 'n straf omdat jy of donk iemand in jou familie iets verkeerd gedoen het. Hulle was op soek na iemand om te blameer. Maar toe kom Jesus se antwoord en dit het hulle heeltemal onkant gevang. Hy het gesê, glad nie. Dit was nie die man se skuld nie en dit was ook nie sy ouers se skuld nie. Hulle hele manier van dink was verkeerd. Toe gee Jesus vir hulle 'n heeltemal ander rede. Hy verduidelik dat die man se blindheid glad nie 'n straf was nie. Dit was 'n geleentheid, 'n kans vir almal om te sien hoe groot en wonderlik God se krag regtig is. So, hoe presies sou God sy krag wys? Wel, Jesus het iets gedoen wat niemand verwag het nie. Dis nogal vreemd, maar ook baie cool. Hy het reggemaak om 'n wonderwerk te doen met 'n bietjie modder. Kyk gou hier hoe dit gewerk het. Dis eintlik heel eenvoudig. Eers het Jesus op die grond gespoeg en 'n klein bietjie modder aangemaak. Ja, regtig. Toe het hy daai modder gevat en dit saggies op die blinde man se oë gesmeer. Daarna sê hy vir die man, gaan was jou gesig in die Siloamdam. En toe die man dit doen, toe gebeur die wonderwerk. Hy kon sien. Wow, kan jy jou dit vir een oomblik voorstel? Vir die heel eerste keer in sy lewe sien hierdie man die son, die kleure van die blomme en die gesigte van die mense om hom. Alles was splinternuut en asemrowend. Maar glo dit of nie, nie almal was bly oor hieroor nie. Die godsdienstige leiers van daardie tyd, die Fariseërs, was glad nie beïndruk nie. Hulle was baie streng oor al die reëls en hulle was eintlik kwaad en heeltemal die mekaar oor wat gebeur het. Hulle het die man wat nou kon sien, nader geroep en hom begin uitvra. Hulle kon net nie glo dat Jesus dit gedoen het nie, want hulle het klaar besluit, Jesus kom nie van God af nie. Hulle het vir die man gesê, ons weet hierdie Jesus is 'n sondaar. Maar die man se antwoord was net perfek. Hy het nie met hulle begin stry oor al hulle ingewikkelde reëls nie, hy het bloot gesê wat hy weet die waarheid is. Kyk, of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Maar een ding weet ek verseker, ek was blind en nou sien ek. En niemand kon daarmee stry nie. Wel, die leiers het so kwaad geword vir hierdie eenvoudige, eerlike antwoord, dat hulle hom sommer uit die kerk, die sinagoge, uitgegooi het. Hulle wou eenvoudig net nie die waarheid hoor nie. Maar die storie is nog nie verby nie. Toe Jesus hoor dat die leiers die man weggejaag het, het hy hom gaan soek. Want jy sien, al kon die man nou met sy oë sien, was daar 'n nog belangriker manier van sien wat Jesus hom wou leer. Hierdie ander tipe sien is om met jou hart te sien. Wat beteken dit? Wel, dis baie meer as om net met jou oë te kyk. Dit beteken om regtig te verstaan en diep binne jou te glo wie Jesus is. So Jesus het die man gekry en vir hom gevra, glo jy in die Seun van die mens? Die man het gewonder wie dit is en Jesus het geantwoord, dit is ek, die een wat nou met jou praat. En op daardie presiese oomblik het die man se hart oopgegaan. Hy het uitgeroep, ek glo Here, en hy het voor Jesus gebuig en hom aanbid. Nou kon hy op al die maniere sien. So, dis 'n fantastiese storie, né? Maar wat kan ons vandag daaruit leer vir ons eie lewens? Kom ons kyk gou na die belangrikste dinge wat hierdie storie ons wys. Eerstens, moeilike dinge wat gebeur is nie altyd 'n straf of iemand se skuld nie. Tweedens, ons sien dat God so groot en magtig is, dat hy self slegte goed kan gebruik om iets wonderliks te doen en sy krag te wys. En seker die heel belangrikste les, om in Jesus te glo, is soos om jou oë vir die heel eerste keer oop te maak en alles helder en duidelik te sien. En dit los ons met een laaste vraag om 'n bietjie oor te dink. Daardie man se lewe het vir altyd verander toe hy met sy oë en met sy hart kon sien.
So die vraag vir jou en my vandag is, wat wil Jesus hê jy moet vandag met jou hart sien?